Hi replikies, ek neem sommer klaar aan dat jy swaard in jou hand het. So kom ons spring sommer onmiddellik in die les in. Het jy al ooit gewonder hoekom ons elke week by die kerk bymekaar kom? Die kerk is nie net 'n gebou nie. Die kerk is 'n familie van mense wat in Jesus glo en mekaar ondersteun. En wanneer ons bymekaar kom, wanneer ons saamkom, dan leer ons meer oor God, ons aanbid hom en ons leer meer hoe om soos Jesus te leef. Nou, in Hebreërs 10 vers 25 sê dit die volgende: Juist daarom moet ons gereeld bymekaar kom en nie sommer wegbly nie, al doen party van julle dit moetswillig. Laat ons mekaar se hande vat en mekaar daarmee help, veral as ons daaraan dink dat dit nie meer lank is voor die Here weer kom nie. Dit beteken God wil hê dat ons gereeld saam moet kom om mekaar te ondersteun en aan te moedig. Deur kerk toe te gaan, groei ons in ons geloof in Jesus Christus en ons bou sterker verhoudings met ons medegelowiges. Hallo replikies, ek is weer terug, ek het weer 'n paar snaakse goeie saamgebring. Ek het die keer eksperiment saamgebring wat ek nog nooit ooit gedoen het nie. En dit is weer 'n snaakse kombinasie van goeie so. Ek het weer 'n glas houer saamgebring met 'n deksel, maar die keer gaan ek die deksel op hom los. Of nie, ek sal die deksel maar aflos, okay. So ek het, nee, jy moet oop bly, bly oop, okay. So ek het 'n glas houer saamgebring, ek het asyn saamgebring, asyn, gewone asyn wat jy in jou chips gooi, asyn, maar wat water is, okay. Asyn, ek het bicarbonate of soda, koeksoda, ek het bicarbonate of soda, dit is koeksoda. Ek het koeksoda saamgebring, gewone koeksoda, en dan het ek popcorn saamgebring, popcornpitte saamgebring. Is dit popcornpitte? Popcornpitte. Maar hulle gaan nie pop vandag nie, hulle gaan glad nie pop vandag nie. Wat hulle tog gaan doen, is hulle gaan spring, maar hulle gaan nie pop nie. Okay, so, kom ons hier agter. Hier vat my. Okay, ons sit net hier agter my. En dan skryf ons ons doen. Okay. En dan was nog ietsie wat ek saamgebring het wat ek nie in my tas kon pas nie. So ek het vir die mense gevra om net vir my dit hier neer langs my te sit en hier so sit en dit is net gewone water. Ek bring baie water deesdae. Maar okay, ek het water, ek het asyn, ek het 'n leeg glashouer. Ek het popcorn en ek het koeksoda. Laat ek net gou my deksel kry en benodig nie deksel nie, maar ek gaan die deksel in elk geval hou. Okay, so dis alles wat jy benodig is water, asyn, glashouer waardeur jy kan sien. Okay, popcorn en koeksoda. Okay, so voordat ons begin met die eksperiment, kom ons begin eers met die eksperiment. Ons al die deksel af, hierdie houertjie af, en dan wat ons doen is ons vat die water en ons maak die houer net soos redelik baie vol water. So maak die houer vol, dat is hy, so 3/4, nie vol nie, maar ook nie leeg nie. Hy is net so oor helfte, okay. Hierdie water gaan ek nie weer gebruik nie, ek gaan hom net hier neersit weer, okay. Van my plek af wees. Okay, dan asyn, dan kan jy so, voordat ons asyn doen, ek dink asyn, dit is jou laaste, dit is baie belangrik as asyn nie jou laaste in sit, okay. Eers moet ons die bicarbonate of soda, koeksoda, bicarbonate of soda, moet ons eers ingooi. Wat ek nie gesê het ek gebring nie is, want ek het hom hier so in my jas gelos, is ek het 'n groot eetlepel saamgebring. So wat jy kan doen is, jy kan so oopmaak, myne is so 'n sakkie, so wat jy kan doen is, jy moet so 2 tot 3 van eetlepels koeksoda in hierdie water gooi
Ek glo ek meet reg, as ek nie verkeerd meet ek reg. As hy, kom ons, go big or go, vat sommer 3, daar is hy. En dan, roer ons sommer. Dan roer jy hom totdat amper alles soos gedissolve is, geïnegeer is, whatever, wat ook al mense dit wil noem. Okay, so ek gaan die gou so 'n rukkie roer. Okay, so hy is redelik al reg. Jy gaan hom nooit 100% kan kry dat alles mooi gedissolve is in die water nie. Ek so dat mooi in die water is nie, maar dit is goed genoeg. So volgende is dan die popcornpitte. So 'n handvol van hierdie popcornpitte gaan jy vat so 'n handvol en dan gooi jy dit in die water. Kom ons vat so 'n bietjies meer as 'n handvol. Kom ons vat sommer 2 handjies vol. Zijn. Waarvan nog so 'n bietjies? Dis hy. Dink julle is nee, ons kort nog. Kom ons vat sommer hierdie en ons gooi dit ook daar binne en dan vat ons sommer hierdie en ons Wow, beautiful. Mooi. Okay, oulik. So, laaste maar nie die minste nie, is ons vat dan die asyn. Ons maak die doppie oop. En eintlik so 'n halwe koppie tot 'n koppie moet hier binne gooi. Ek het nou nie 'n koppie saamgebring nie. Kom ons kyk net eers. Het ek 'n koppie? Koppie is hier daar. Nee, ek het nie 'n koppie saamgebring nie. Okay, so ek gaan net draai. Ek gaan net so skat hoeveel ek kan gooi, maar so 'n koppie, maar kyk mooi wat gebeur. Dit is baie cool wat gebeur. Hy gaan moontlik oorloop. So ek gaan net hier so sit. Kom ons kyk wat gebeur. Wat? Sien julle wat gebeur? Kyk wat gebeur. Julle wonder seker hoe hierdie mieliepitte op en af kan beweeg in die water en so rond kan dans, nê. So wat eintlik gebeur is die asyn en die kooksoda vorm koolstofdioksiedborrels om die mieliepitte en dit laat die mieliepitte opstyg. En nou wanneer die mieliepitte bo kom, die borrels wat om hulle is bars dan sink die mieliepitte weer onder toe. So hierdie op en af beweging herinner ons aan hoe ons geloof lewendig en aktief bly wanneer ons deel is van 'n gemeenskap soos die kerk. Sonder die ondersteuning van ander kan ons geloof stil en onbeweeglik raak, soos die pitte wat op die bodem lê. Onthou replikies, die kerk is nie net 'n plek nie. Dis 'n familie waar ons saam leer, groei en mekaar ondersteun. Deur elke week kerk toe te gaan, hou ons geloof lewendig net soos die dansende springmielies. So, kom ons maak dit 'n prioriteit om elke week saam te kom en deel te wees van die wonderlike familie.